Ek het 'n harde stem. Wat ek so patrone, as ek dan nog die ding praat, dan klink dit lekker. Dankie. Nee. Nog 'n bietjie. Nog so 'n bietjie. Dankie. Dankie, pastoor. My woord vandag gaan oor jou vertroue in God die Vader binne in jou storm. Almal van ons het storms. Daar's nie een wat kan sê, ek doen plain sailing nie. Iewers langs die pad kry ons seer, ons word siek, maak nie saak wat dit is nie. Ons word teleurgestel. En dan is ons in 'n storm, want ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar die Bybel is so vol beloftes. Vertrou op God in die middel van jou storm. Ons gaan bietjie kyk na Goliat. Goliat en Dawid. Ek is so jammer, hy is nie 'n lang man nie. Want laat 'n mens daai prentjie kan kry van wie was Dawid, wie was Goliat. Dawid is 'n gewone mens, hy het skape opgepas. Jong man, jong seun. Ek dink hy was seker bietjie ouer as 'n jong seun, maar hy was jonk. En hy het skape opgepas. Hy was nie op 'n oorlogsveld wat daai armer van hulle aangehaal het nie. Hy het nie geweet van geveg nie. Hy het nie geleer hoe om met swaard te beklei en daai tipe van goed nie. Hy was daar om tyd met God te spandeer en skape op te pas. Kom ons kyk. Ons as mens, ons sing, ons vertrou op God, maar ons as mens wil ons eie ding doen. As iemand jou skeef kyk, of jy praat net nie mooi genoeg nie, dan vang ons stryd. Want daai het nou weer dit gedoen. Daai wil nou weer so daai rigting gaan, en ek is nie gemaklik daarmee nie, dan word daai persoon sommer uitgesit. Vandag praat ons oor geloof, hoop en liefde. En die vertroue wat ons moet hê in God die Vader, in Jesus Christus. Ek dink baie keer, ons sê ons weet, maar ek dink baie keer dan neem hierdie so oor, laat ons die res een kant toe sit, en dan wil ons eie ding doen. Dawid se storie. Dawid het ek gekies, omdat ons is 'n Dawid. Ons het, wanneer ons in 'n storm is, julle het daai prentjie gesien op die groep, weet nie daai prentjie nie. 'n Storm, as jy op 'n boot op die see is, en daai storm bars om jou los, dan is jy alleen, en jy voel jy gaan nie gered word nie. Wanneer ons in die middel van 'n probleem is, of in 'n risie is, of oneenigheid is, kinders, boeties, sissies, familie, man, vrou, maak nie saak nie by die werk, jy word seer gemaak, jou hart is seer, want jy soek dit nie. Wat doen ons? Chip ons hulle terug, vee ons af van hulle, dra ons rug op hulle, of gaan ons na die Here toe en sê ons het 'n probleem. Bid ons, vertrou ons, regtig waar. Toe Dawid op daai slagveld loop en hy sien daai verskriklike groote man, hy was nie bang nie. Ek dink as ek daar was, sou ek gedink, pipsqueak, wat gaan hy nou teen daai groot mens doen? Is hy arrogant? Was hy braaf? Hy was niks van daai goeders nie. Hy het 'n vaste vertroue op God gehad, dat hy die geveg gaan wen. Nie hy nie, maar die Vader wen daai geveg vir hom. Hy het net gedoen wat die Here vir hom gesê het hy moet doen. So hy was nie bang om soontoe te gaan nie. Hy het nie getwyfel nie. Hoeveel keer van ons is in 'n probleem in, en ons bid, maar dan twyfel ons, gaan dit regtig gebeur?
Ek wil hierdie kind as 'n voorbeeld gebruik. Ons het hom groot gemaak vir 7 jaar, vir 8 jaar. Op 8 jaar is hy terug na sy ma toe. Vir 7 jaar het ek vir die Here gebid, gesê ek wil hom terug hê. Want hy het vir my op 'n stadium gesê, o mamma, was oma en 'n mamma. Maar ek het nie moed opgegee nie. As ek gaan huil het, want ek het verlang, het ek by die Here gaan huil en op die man se skouer gaan huil. Maar ek het die vaste geloof en die vertroue gehad dat die belofte wat die Here gegee het ons hom ingeseën het, dat dit sal verwaarheid word. Met sy mamma het die Here vir my 'n belofte gegee dat hy haar sal bewaar en dat sy sal gesond word. En ek het daarop gestaan met my hele hart, my vaste vertroue op die Here dat dit so sal wees. Ons het verlede Sondag het ons vir Sarah gebid. Die Here het vir my gesê, gaan af op jou hurke en seën salf haar bene en voete wat so moeg en seer word. En ek het dit gedoen. Sy sê vir my, sy voel soveel beter, want ek gaan met my volle vertroue, my volle geloof, gaan ek om dit te doen. Ons het geleer met die gawes van die Heilige Gees, jou mate van geloof, almal van ons kry, wanneer ons weergebore is. Wanneer ons harte vir die Here gee, kry ons geloof. Maar, wat maak ons met daai geloof? Kom ons luister. Dawid het alles, hy het 'n passie vir God gehad. God het met hom gewandel. Hy het alleen in die veld en het hy 'n leeu doodgemaak. En 'n beer, ek weet nie wat sal ek maak as ek 'n beer sien nie. Dit is iets verskriklik. Hy het 'n beer doodgemaak. Hy het sy kakebeen oopgeskit. Is dit nie? Ja. En die leeu, ja, toe daar bye gaan nes maak. Maar hy het hulle oorwin, nie omdat hy bang was en weggehardloop het nie. Hy was deur soveel aanvalle met Saul gewees. Saul het hom gegooi met 'n spies terwyl hy op 'n harp gespeel het. Paar keer. Dan moes daai man koes. Maar hy het geweet, hy is gesalf as koning oor Israel. Hy was nog nie koning nie, maar hy was reeds gesalf. Maar hy het geweet, hy het 'n vaste vertroue en geloof in God die Vader, dat hy sal kom op die tyd waar hy moet wees. Almal van ons het 'n tyd waar ons moet wees. Baie keer vat ons draaie, want ons wil ons eie ding doen. En dan gaan op ons eie vertroue en op ons eie wil en nie God se wil nie. En dan vat dit bietjie lank. Die werk wat ek doen, het die Here al vir my gegee op skool om dit te doen, om mense te versorg. Ek het my eie draaie geloop, maar die Here het geweet wat ek moet doen en nou doen ek dit. So ek weet ek is nou in die wil van die Here. Ons almal moet daarby kom. Kom ons kyk. Dawid se geloof, hoop en vertroue. Almal van ons, luister mooi asseblief, almal van ons moet geloof hê. En nou praat ons nie van 'n geloof wat ons van nou het en nou gee ons dit vir die Here en môre is dit nou nog nie uitgesorteer nie en dan twyfel ons en oormôre is dit nog nie uitgesorteer nie. Party goede vat jare om tot vervulling te kom. Partykeer vat dit 'n dag op, partykeer vat dit 'n uur. Want dit is God se wil, God se tyd, nie ons sinne nie. Dawid se onverskrokke wete en vertroue dat God is aan sy kant. Is God nie aan ons kant nie? Jesus is aan ons kant. Ons het die belofte in die Bybel dat hy in ons is. Jesus het beloof, ek sal saam met julle wees tot aan die einde. Ons het daai versekering, maar maak ons dit ons eie. Wanneer ons in 'n storm is, hou ons vas aan die wete, hy is in ons
en hy is by ons. Ons geveg, maak nie saak wat dit is nie. Siekte, onaangename situasies, daar so baie goeders wat skeefloop in ons lewens. So met ons kinders, ons kleinkinders, ons boeties, ons sissies. Daar so baie goed. Maar gee ons dit vir die Here en los ons dit by hom. Ons stort baie trane oor verhoudings wat nie reg is nie. Ons sit ons hoop en ons vertroue en ons liefde, ons moed. Hoeveel keer hoop ons gaan die lotto wen. Hoeveel keer hoop ons, iets gaan deurkom op 'n tyd en 'n dag. Daai pastoor het al 'n paar keer gesê, ek hoop dit gaan vandag gebeur. Ek hoop dit gaan deurkom. Baie keer dan dink jy kry 'n nuwe werk. Dan hoop vir bevordering. Dan hoop jy dit gaan gebeur, dat jy dit gaan kry. Maar daai hoop moet nie op mense wees nie. Daai hoop moet gefestig wees in God. Sy wil, sy liefde, sy vertroue op hom. Wanneer ons in hierdie situasies is, ek wil net hê, ons moet mooi verstaan. As ons risie maak, ek en hy, ons skree nie vir mekaar nie. Hy raak partykeer raak ons opgewonde, maar ons vloek nie op mekaar nie, ons skree nie vir mekaar nie. Ons los, laat ons afkom, ons praat oor 'n ding, en ons vra vir die Here, elke dag, gereeld, dat hy is die middelpunt van ons bestaan. Hy moet vir ons situasies laat uitsorteer. Nou eendag toe wil hy, daar was so 'n advertensie op van 'n kar of 'n bakkie of 'n ding. Nee, wat is dit, 'n Jeep? Ja. Nou wil hy graag, want hy ook sy eie vervoer hê. Want baie keer moet ons 2 paaie ry en dan moet ons aanpas by mekaar om met een kar oor die weg te kom. En toe sit ek ook sy hoop dat dit sal uitwerk. Al wat ek gedoen het, Here, dis 'n ou ding, dan koop jy probleme, tweedehandse kar vir alles hulle so oud is dit baie probleme. Jy koop vir jou trippel vir die prys wat jy betaal het om daai probleme uit te sort. En ek het regtig, ek het nie eens gesê bo, ja of nee of niks, ek het net gesê, Here, sorteer u asseblief hierdie probleem uit. En hy het na mechanic toe gegaan en hy het gevra, wat dink hy? En hy ou het net van hom gesê, dis meer probleme as goed. Dit was nie nodig om met hom 'n risie te maak. Ja, dit gaan nou baie geld kos om dit reg te maak en daai tipe van goede nie. Ons los dit net by die voete van die Here. Ek het nie nodig gehad om iets te sê nie, die Here het dit gesort. Baie keer van ons met kinders, wanneer ons met daai Joan wat met kinders werk, daar is soveel hartseer en goed en daar, ons kan net bid en vra dat die Here moet help met daai goed. Ons lewe, ek dink en nou, in hierdie dag van vandag, is ons storms is erger as wat dit in die ou tyd was. Dit is nou erger, want met alles wat in die wêreld gebeur, en met die tugtiging wat daar nie meer, daar's nie meer 'n liefde van Jesus wat verkondig word in die skole en in die strate nie, by die werksplekke nie, waar daar altyd die liefde verkondig is in die skole en tugtiging. Mense aarde, tugtiging. Daar's nie meer so ding nie, jy kry nou gehoorsame ouers in plaas van gehoorsame kinders. Dit veroorsaak storms in ons jong mense se lewens, want daar's nie rigting vir hulle, 'n vaste rigting op God se beginsels gebaseer nie. Nou wil ek vra, wat is hoop? As ons sê ons hoop op iets, ons moet nie ons hoop op mense plaas nie. Ons hoop moet nou op die Here wees. God alleen kan ons ware hoop gee,
want hy is die bron van hoop. As ons gaan kyk na Hebreërs 6 vers 19 tot 20, en ons hoop is in Jesus Christus, wat vir ons die verlossing gegee het, wat vir ons paaie gelyk maak. Hy is ons verlosser, hy is ons geneesheer, hy is alles wat ons nodig het, hy is ons voorsiener. Dit sê daar, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant van die voorhangsel wat geskeur het toe Jesus gesterf het. Waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het, vir ons vir ewig, ons hoop. Die Bybelse hoop is 'n vaste oortuiging dat God sy belofte sal vervul, en dit is die versekering dat dit sal gebeur. En ons weet daai versekering, ons het daai versekering, en daar is soveel getuienis van daai versekering wat waar geword het. Ons kan nie hoop op rykdom nie, ons kan nie hoop op die lotto nie, ons kan nie ons hoop vestig op ander mense nie, want hulle stel ons te leer. Psalm 146 vers 3 tot 5 sê vir ons, vertrou nie op prinse, op 'n mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy gaan dood. Hy keer terug na sy aarde toe, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. So as jy op hom gehoop het, gaan nie werk nie. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, en wie se hoop is op die Here, op sy God. Nie op mense nie. Baie keer vertrou ons mense. Hoeveel keer maak mense beloftes en dit word nie nagekom nie. Dan is jou hoop op daai mens, die geloof wat jy gehad het, laat hy dit gaan doen, en jou vertroue is gone. Ons moet dit doen by ons hemelse Vader. Ons geloof in die Here. Hoe leef jy jou geloof uit? Het ons geloof? Bietjie, baie, medium? Jou geloof, die wyse waarop jy jou geloof uitleef. Kom ek lees vir julle. Dit wat jy in jou hart glo. My ma sê altyd, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jy in jou hart volle geloof, volle vertroue in God die Vader het, en jy leef daarvolgens, dan gaan dit wat hier binne is, gaan uitkom. Jesus het gesê, Matteus 12 vers 34, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Ja, dit is so, ons is baie goed en ons doen al hierdie dinge, maar hier binne is dit swarter as swart. Dis hoekom Jesus dit gesê, hy het dit gepraat van toe in die sinagoge met die fariseërs. Dan voeg hy by in vers 35, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Hoe jy leef, gaan vir my vertel, wat is in jou hart? Is jou geloof, jou vertroue, jou hoop in God die Vader, in Jesus Christus? Want daarvolgens gaan die mense kan sien. En dis waar ons ook die vrug van die Gees bybring. Dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Om bidsig te wees, is nie 'n kuns nie. My ma het altyd gesê, om mens te wees is niks, maar om mens te bly, is waar die ding inkom. Ons moet so vol wees van Jesus Christus se Heilige Gees in ons, dat ons moet oorloop daarvan vir ander mense. Want dan gaan hulle kan sien, waar lê jou prioriteite, waarvan is jou hart vol. As ons harte gevul is met geloof in God se woord, dan sal ons woorde dit weerspieël. En as ons harte vol ongeloof is,
ek het vanoggend te hoor, ek sê, dit gaan nie werk nie. Auntie Joyce, as jy negatief is, dit gaan nie werk nie. Ek glo dit nie. Ek gaan dit nie eens probeer nie, want ek weet dit gaan nie werk. Voordat jy nie eers jou geloof daaraan gesit het en dit probeer het nie, het jy klaar dood gespreek. Wat die hart van vol is, as jy vol negativiteit is, gaan jy daai negativiteit spreek. Wat die hart van vol is, as jy lewe spreek, Here, ek soek my klein seentjie. Here, ek mis my kinders. Here, help my met my mense by huisartassa, by huismiem, maak nie saak nie. Help. Ek het eendag toe ry ek voor 'n kar, daai man was, ek dink hy het aan die slaap geraak. Maar hy het voor my gery, maar hy het so oor, hy is 4 bane pad, op pad Durban toe. Al wat ek gesê het is, Here, help daai mens. Die volgende oomblik, ek kry hoendervleisie waar ek staan. Maar omdat ek gevra het in die diepte van my hart, ek weet nie wat het gebeur nie, maar daai man het reguit gery en afgedraai en hy het sy ding gedoen. Geloof, vra, spreek, lewe. Ek het nie gesê hy gaan nou 'n ongeluk maak en dan is hulle nou almal dinge doen nie. Help Here, beskerm Here, help Here, positief. Ons moet leer hier binne en hier binne om positief te praat oor ons geloof, ons hoop en ons vertroue. Daar's 'n ander dingetjie wat ek wil lees, wat ek wil net gesoek, ek het my papiere die mekaar gemaak. Ek is amper klaar. Hoe kry ons geloof? Okay. Hoe kry ons geloof? Is daar iemand wat my wil vertel? Hoe bou ons geloof? Hoe kry, wanneer ons weergebore is, soos ek gesê het, kry ons geloof. Maar hoe bou ons daarop? Deur die woord van God. Ja. Deur die woord van God. In Romeine 10 vers 17 staan: die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hoe meer ons na die woord van God luister, hoe meer ons die byeenkomste van die Here bywoon en ons hoor en ons sien verlede Sondag het ons so lekker vir die mense gebid en dit stig ons geloof. Want ons kon sien hoe die Here werk in mense se lewe. Wanneer ons van Jesus en alles wat hy vir ons gedoen het hoor, word ons geloof in ons harte sterker. Want ons lees die belofte van alles wat in die Bybel staan. Ons hoor dit, as ons byeenkom en ons bid vir mekaar, dan sien ons dit en dit versterk ons geloof. Geloof is nie net om jou kop saam te stem dat iets waar is nie. Dit is die hartsaak. Net soos ons onsself nie kan red nie, kan ons nie ons eie geloof bou nie. Dit is net 'n geskenk en 'n gawe van die Vader af. En deur dit te hoor, dit te praat, dit uit te leef, versterk ons onsself, bou ons geloof, dat ons kan sê ons het 'n gawe van geloof, dat ons geloof so sterk is, dat ons vir iemand bid, dat hy gesond sal word. En dit is daai geloof in die Vader, wanneer ons vir 'n dooie bid, dat hy gaan opstaan in die lewe in. Toe Jesus uit die water uitgekom het, het God die Vader vir hom gesê, dis my geliefde seun. Hy het vir hom die Heilige Gees gegee sonder maat. So hy het alles gekry. Ons gee hy volgens maat, soos wat ons dit nodig het, en soos wat ons bereidwillig is, deur ons geloof, deur ons vertroue, in God die Vader, om vir ander te kan bid. Omdat ek bereid was om sy werk te doen, en ek gehoor het die stem van die Heilige Gees, kan ek vir ander bid, en hulle aanraak, en hulle seën, en gesond word. Hoor julle wat ek sê?
Here dit hier binne, maak dit julle eie. Ons kan nie net by die huis sit en dink, dis genoeg vir my nie. Want die kerk maak so, daai kerk maak so, ek hou nie van wat hulle hier doen, en daai een maak so, so ek bly by die huis. Dis nergens in die Bybel staan dit, bly by die huis en sit op jou eie en doen jou eie ding. Die Bybel sê, gaan uit, huis tot huis, die byeenkomste van die gelowiges. Gaan, want dis waar ons by mekaar kom, op 'n Woensdag aand is ons petrolstasie, ons gesels, ons bid vir mekaar, ons bedien mekaar, ons bemoedig mekaar, dis waarvoor hierdie byeenkomste by mekaar is. Kyk hoe daai mense gegroei, dis die mooiste 2 mense. Almal wat hier sit, loop 'n pad met die Here. En vandat ons dit begin het, kan 'n mens sien, wat is die vordering, wat is die geloof wat hulle besig is om vas te hou aan Jesus Christus, aan die Heilige Gees wat vir ons bemagtig om alles te kan doen. Ons volle vertroue op God die Vader. Vertroue is, God is nie net betroubaar wanneer dinge goed gaan nie. Hy is betroubaar wanneer dinge nie goed gaan nie. Want dan weet ons kan as mens niks doen nie, ons kan net op hom vertrou. Ons geloof moet net so wees dat ons sê, Here, U doen dit. Abraham en nou Sarah, ons weet hulle kon eintlik nie meer kindertjies gekry het nie. Maar hulle het geweet, dit was 'n belofte, en hulle het op die belofte gestaan, dat God dit sal doen. En hy het dit gedoen. Wat is ons anderster of meer verhewe om te sê, ons sal dit self doen? Ons kan niks doen. Ek kan nie eens my werk as 'n versorger doen, sonder die Here se insette, sy wysheid en insig met daai mensies nie. Hy sê vir my, toets daai oom se bloeddruk. En dan gee hy vir hom bloeddrukpille om 'n hoë bloeddruk laag te kry. En as ek sy bloeddruk toets, is daai bloeddruk so laag, hy moet nie eers 'n bloeddrukpil kry nie, want hy kan in 'n koma ingaan. Maar ek luister na die stem van die Heilige Gees, en ek vertrou hom om my te lei in my werk. Dis mense lewens daai. Hoeveel te meer met ons kinders. Die Jabes gebed, daar gaan nie 'n dag by wat ek nie sê, Here, behoed en bewaar en beskerm, weerhou alle onheil van my, laat geen smaak my sal tref nie. Ek het bid vir baie jare, vergroot my grondgebied. Nou is my grondgebied al so vergroot, ek raak bietjie bang. Bid julle om julle grondgebied te vergroot. Beskerming. Here, vergroot my grondgebied. Dis nie net materiële dinge nie, dis geestelik ook. Ek het begin om by 'n ouerhuis te werk, en ek het 'n versorgingshuis oopgemaak in Oranje. En toe kom ek hiernatoe, en toe doen ek dit weer. Dis vergroot my grondgebied. Ek wil myself nie net as 'n voorbeeld, maar dit is om julle te bemoedig, om julle vertroue, julle geloof, julle alles hoop in God die Vader, Jesus Christus sy Seun en die Heilige Gees te sit. Volle vertroue, ek maak klaar. Ek het so baie skrif wat ek gaan soek het. Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ons ken dit. Ons ken dit, maar doen ons dit? Ken hom in al jou weë. Ons ken daai skrif, maar doen ons dit? Dan sal hy jou baie gelyk maak. Hy sal vir jou die wysheid en insig gee om 'n probleem op te los. Hy sal, dis die belofte in sy woord. Psalm 37 vers 5 tot 6. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer.
Nie ek in my eie nie, hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig en jou reg soos die middag. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie. Ek gaan net nog so 2 versies lees. Markus 11 vers 24. Dis Jesus wat praat. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Nie vandag vra en môre is dit daar nie. Dit kan dalk 7 jaar vat. Dit kan dalk 40 jaar vat. Daar was 'n vrou wat 40 jaar vir haar man gebid het om tot bekering te kom. Nou, as jy nie meer lus is vir hom nie, maak jy met hom risie en jy skop hom en die manne, as hulle nou nie meer lus is vir daai dol nie, dan vat hulle aan een. Waar kom jou geloof, jou liefde, jou vertroue? O, ek is so lief vir jou. Môre sien hy 'n ander dol, dan sy lief vir haar. Is ek reg? En so gaan dit aan en aan. Liefde wat God in jou hart sit, soos wat God die liefde vir my, vir daai man gegee het. Jy moet wag vir daai liefde. Hier die Vader hierso beloof, Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ek kan vir julle al hierdie skrif, ek het 3 afskriffies gemaak. Ek sal die een op weg, as julle regtig wil gaan lees, die geloof, die beloftes van God die Vader. Die laaste, God se liefde is volmaak. Dis nie vandag as ek lief vir jou. Ek sê altyd as ek en hy is baie keer, ons is altyd, ek sal nie sê ons is hartekoppe nie, maar ons is 2 individue. Hy sê 'n ding, ek sê 'n ding. En hy sê altyd vir my, my vrou luister, laat ek net klaar praat. Maar my brein is te vinnig en dan sê vir my, kan ek klaar praat, namelijk luister. Wat ek wil sê, is, as hy my kwaad maak, dan sê ek van, weet jy wat, los my net, ek bly kwaad vir 3 minute. Sê ek van, ek is nou eers vies vir jou, maar ek is nog steeds lief vir jou. God se liefde verander nie. God se liefde verander nie. Hy tigtig ons, want ons maak hom ook vies. Ons stel hom ook te leer as ons doen wat nie reg is in sy oë nie. Daar's so baie plek in die Bybel wat hy vir ons sê, moenie dit en dit en dit doen nie. Vertrou nie op jou eie insig nie. Gee jou probleme vir my. Jesus sê, my juk is sag en my las is lig. En wat doen ons? Ja, so gaat ons aan. 1 Johannes 4 vers 17-18. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag wat baie naby is. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Nou kyk hy vir 'n ander girl, nou is hy bang, hy gaat my los. Nou is hy bang. Daai liefde is nie volmaak nie. Daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ek kan vir niemand 'n slotboodskap gee nie. Elke mens wat hierso sit, en elke mens wat 'n probleem het, wat julle in hierdie week gaan ontmoet, en wat gaan hulle lot gaan wil bekla by julle, moet julle gaan sê, waar is jou geloof, waar is jou hoop, waar is jou liefde, waar is jou vertroue in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan bemoedig, ons kan raad gee, maar ons kan niemand se probleme vir hulle oplos, behalwe hulle self, saam met ons Hemelse Vader nie.
almal van ons moet gaan sit en 'n bietjie introspeksie hou. Toe ek hierdie gedoen het ek ook gaan sit en besef, want hierdie woord lê al so lank al op my hart. Ons het ons vrees vir God verloor. Ons glo mense en nie hom nie. Ons is te geneig om te sê, whatever, ek kan van my eie ding doen. Ek is braaf en ek kan dit doen. Maar ons laat nie toe dat ons Vader in ons Jesus Christus en die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het, tot aan die einde wanneer Jesus weer kom, laat ons nie toe in ons lewe om vir ons die leiding en hulp te gee nie. Nou is ek klaar. Dankie, pastoor.